Hoekom word getalle kleiner as ek dit deel met heelgetalle, maar groter as ek dit deel met breuke? Ter illustrasie, 8 gedeel deur 2 kan ook geskryf word as 8 op 2, en ons antwoord is 4. 8 gedeel deur 2 is 4. So ons 8 het 4 geword. Maar as ons nou gaan kyk na 8 gedeel deur 2/3, dan kan ons dit ook so skryf, 8 op 2 op 3, en ons antwoord is 12, so nou het ons 8 groter geword. En die vraag is hoekom? Nou kom ons gaan verifieer net gou eers daai antwoord. Die tegniek om te deel met breuke is, om daai deelteken 'n maal te maak, en daai 2 breuke om te swaai. Met ander woorde, dit word 3 op 2, en daai 8 kan ons skryf as 'n breuk. 8 op 1 maal dan met 3 op 2, en as ons so maal, dan kry ons 8 maal 3 is 24, 1 maal 2 is 2 onder die lyn, en 24 gedeel deur 2 is 12, so ons antwoord het ons nou geverifieer, ons antwoord is reg, ons is tevrede daarmee. Dit het egter nog nie die vraag opgelos nie. Hoekom het my antwoord groter geword, toe ek gedeel het met 'n breuk? Nou daar is 'n maklike en 'n tegniese antwoord op hierdie vraag. Ons gaan nou eers kyk na die maklike antwoord, net om die konsep te illustreer, en dan gaan ons kyk na 'n meer tegniese verduideliking van hoekom dit presies nou gebeur. So as ons nou gaan kyk na die konsep van ekwivalente breuke. Sê nou maar, ek gee vir jou 'n 3/4, en ek vra vir jou, skryf my 'n ekwivalent of 'n gelykwaardige breuk neer. Dan kan jy gemaal het, byvoorbeeld sê nou maar, met 3, en jy maal onder die lyn met 3. So jy maal met 3 op 3, en dan kry jy 'n antwoord van 9 op 12. Nou onthou nou net, 'n 3/4 se waarde en 9 op 12 se waarde is presies dieselfde. Dis 2 verskillende breuke, maar hulle waardes is presies dieselfde. Daarom noem ons hulle ekwivalente breuke. Jy kon net so maklik gevat het 'n 3/4 maal met 5 bo en 5 onder. Dan het jy 'n ekwivalente breuk gekry van 15 op 20. En weer eens, 15 op 20 en 'n 3/4 se waarde is presies dieselfde. So ook dieselfde as 9 op 12. Ekwivalente breuke vir mekaar. Nou hoekom mag ons dit doen? Wat stel ons in staat om ekwivalente breuke op te stel? Wel, die beginsel van maal met 1. Want onthou, 1 is die identiteitselement van vermenigvuldiging. Wat dit beteken is, dat enigiets wat ons maal met 1, bly dieselfde. En, as jy mooi gaan kyk daar, 3 gedeel deur 3 is mos eintlik maar 1. 5 gedeel deur 5 is eintlik mos maar net 1. So tegnies gesproke het ons daai 3/4 elke keer net gemaal met 1. So hy bly dieselfde, maar omdat ons hom nie gemaal het met 1 nie, maar met 5 op 5 en 3 op 3 of wat ook al, het ons hom dan elke keer gekry as 'n ekwivalente breuk wat dieselfde waarde gehad het. So daai beginsel moet jy mooi verstaan, dat 'n ekwivalente breuk is eintlik dieselfde, maar hy lyk anders. Dis baie belangrik dat jy dit verstaan. Die tweede ding waarna ons net gou moet gaan kyk is, as ek vir jou gegee het 8 gedeel deur 2, of 8 gedeel deur 2. Dis maklik om uit te dink of te verstaan wat jy doen, want jy deel met 'n heelgetal. So jy weet jou antwoord is 4, want jy deel met 'n heelgetal. Jy kon gesê het, ek het byvoorbeeld 8 kinders en ek wil 2 pizzas tussen hulle verdeel. Hoeveel gaan elke kind kry? Naamlik dan nou 4. So dit is redelik maklik om so iets in regte lewe te probeer verstaan, dat as ek iets het wat ek deel met 'n heelgetal, dan kan ek fisies dit in my gedagtes sien, ek deel dit tussen daai hoeveelheid kinders, byvoorbeeld. Maar as jy nou deel met breuke, dan raak dit nou 'n bietjie ingewikkelder, want nou kry jy 8 gedeel deur 2 op 3. Nou moet jy probeer om dit te verstaan, in terme van die werklike geval, hoe in die regte lewe gebeur dit. Nou wat ons doen is, ons maak van daai 2 op 3, 'n 1. Nou hoekom kan ons dit doen? Wel, daar's 'n wiskundige tegniek, wat sê as ons maal met 3 op 2, dan deel daai 2 en daai 2 uit, en daai 3 en daai 3 deel uit. So al wat oorbly onder die lyn is 'n 1. Maar, onthou nou die ding van die ekwivalente breuke wat ons nou gedoen het. Jy moet maal, bo die lyn ook dan, met 3 op 2. En dan sal jy dadelik sien, daar is waar die tegniek vandaan kom, om breuke te deel. Dat jy die deeltekene maal maak, en jy swaai die laaste breuk om. Want nou word het 8 maal met 3 op 2, en dit is wat ons daar gehad het. Dan kry jy 12. So dis die maklike antwoord, op hierdie vraag. Wanneer jy deel met breuke, dan maak jy van die breuk waarmee jy deel, eers 'n 1. En dan moet jy natuurlik 'n ekwivalente breuk maak, deur bo die lyn ook daarmee te maal.
Dit help nog nie regtig om te verstaan hoekom het gebeur nie, maar dit verduidelik net die akkuraatheid van die beginsel. Dit is die maklike antwoord. Om nou te gaan kyk na die moeiliker of die tegniese antwoord van wat hier gebeur, gaan kyk ons nou, wat gebeur as ek byvoorbeeld het 4 gedeel deur 2. Nou kyk nou mooi, die 4 gedeel deur die 2 se antwoord is 2. As ek hom gehad het as 4 gedeel deur 4, dan was my antwoord 1. So wat nou gebeur, is dat soos daai getal kleiner raak, word daai getal groter. Ons praat hier van limiete. So met ander woorde, as ek nou daai getal onder die lyn so gevat het en omgeskryf het as 4 op 1, dan is my antwoord 4. So weer eens word die getal, wat die antwoord is, al hoe groter, soos wat daai getal kleiner word. As ek daai getal groter gemaak het, deur sy te deel byvoorbeeld met 'n groter getal, 4 gedeel deur 8, dan is my antwoord 1/2, so nou word my antwoord weer kleiner. Ons praat hier regtig van limiete, en om het makliker te verstaan, kom ons kyk na die getal 4 op 1. En ons aanvaar, ons gaan die hele tyd 4 bo die lyn hou. Nou na die regterkant toe, gaan ons daai 1 groter maak. So ons gaan hom 2 maak, en sê nou maar 4, en sê nou maar 8, en na die linkerkant toe maak ons hom nou al hoe kleiner. So kom ons maak hom 1/2, en ons maak hom 1/4. Hy word al hoe kleiner, want hy mag nooit 0 wees nie. So hy sal baie klein kan word, maar hy mag nooit 'n 0 onder die lyn hê nie. Nou as jy gaan kyk na 4 op 2, dan is jou antwoord 2. 4 op 4 is jou antwoord 1. 4 op 8 is jou antwoord 1/2. Nou wat, kyk baie mooi, sonder om nou die wiskunde daarvan te probeer intrek hierso, jou antwoord word al hoe groter, hoe kleiner daai getal word. Met ander woorde, as jy verby 1 gaan en jy gaan nog kleiner, dan maak het ons nou sin, dat jou antwoord wat jy kry nog groter en nog groter en nog groter gaan moet word. Dis nou die konsep, soos ek gesê het, van limiete, dat ons praat van die limiet van die noemer, soos hy neig na 0. Dit is nou baie tegniese beginsel. Maar soos die getal onder die lyn, die noemer, kleiner, groter word, in terme van die 4 op, ons praat nou nie van die 2 en die 4 is die noemer, ons praat van dit wat onder die lyn staan. Miskien moet ek gou so 'n blokkie daar omtrek. Alles wat in die blokkie staan is nou die noemer waarna ek verwys. So soos jou noemer kleiner word, word jou antwoord groter. Jou noemer neig na 0 en daarom word jou antwoord groter. En ons het dit gesien selfs net toe ons gekonsentreer het op heelgetalle. Die 8 en die 4 en die 2 en selfs die 1. Toe het ons gesien die antwoord daar is 4. Ons antwoord word groter, hoe kleiner ons noemer word. Ek hoop dit help, ek hoop dit maak het bietjie makliker om te verstaan, want 'n mens kan nie regtig gaan praat en sê, hoorie som, maar weet jy, ek het 8 koeldranke, wat ek wil deel, sê nou maar tussen 2 kinders. Dan kan my sê, is maklik, 8 koeldranke gedeel deur 2 kinders, elke kind kry 4 koeldranke. Maar as ek nou vir jou sê, ek het 8 koeldranke, en ek wil het deel met 3 op 2 kinders, 1,5 kind, dit maak net nie regtig sin, om so daaraan te dink, dat 'n mens 1,5 kind het nie. So jy moet of gebruik maak van die beginsel van, dat dit is so, omdat ons 'n ekwivalente breek geskep het, met 'n 1 onder die lyn, om dit vir ons makliker te maak, daarom lei die wiskunde ons na die bewerking toe, wat ons daar sien, wat die deling is, met ander woorde, jou antwoord word groter as gevolg van die wiskunde, of alternatiewelik, moet jy gebruik maak van die beginsel van die limiete, dat soos wat jou noemer onder die heel getal, al hoe kleiner word jou antwoord net al hoe groter.